Ons gesels met Sandy Schoeman. Sy is die skrywer van Rooi Letterkind wat met die Gerard Brand Prys bekroon is deur die Klerksdorp Boekefees en die skrywer Stefans Coetzee vereer is deur 'n kortverhaal kompetisie na Sandy te vernoem. Sandy, baie welkom in die program Ons Gesels met op Radio Fynbos. Baie dankie en baie dankie vir die voorreg. Ja, nou kyk Sandy, dit is 'n ongelooflike gebaar van Stefans en die Klerksdorp Boekefees om hierdie kompetisie na jou te vernoem. So vertel vir my ja net hoe dit gebeur het en die aanloop tot Rooi Letterkind en al die dinge. Ja, goed, ek gaan nou so 'n bietjie 'n wye draai moet maak Ja. vir jou. Ek het geen gedagte gehad ooit in my lewe om te skryf of te publiseer nie. Ja. Ek het kuns gaan swat en ek het myself gesien as 'n kunstenaar. En in 2016 het ons 'n kind aangeneem. Eintlik was sy eers in pleegsorg by ons gewees vir 'n paar jaar en toe sy 12 jaar, sy was 9 toe sy na ons toe gekom het en sy was 12 jaar oud toe ons haar aangeneem het wettiglik. Ja. En Rooi Letterkind is maar geskryf, is maar gebore uit ons reis met hierdie kind wat net al hoe moeiliker geword het hoe verder ons gevorder het. Ja. En tydens die ingrype, die inperking met COVID, is ek en sy toe nou saam in een huis toe gesluit. Sy was graad 8 en sy was 'n baie moeilike, rebelse kind gewees. Ja. Ons is deur moeilike goed met haar gewees. En ons het toe, ek het net besef, as ek hierdie inperking wil oorleef, gaan ek iets moet doen. Ja. Want anders gaan ek dit nie maak nie. En op daardie stadium kon ek eintlik glad nie skilder nie, want ek was net in so 'n donker plek, in so slegte plek in my kop. Ja. En ek besluit toe, as 'n poging om nog weer eens met haar 'n brug te bou, besluit ek toe om haar storie te skryf. Ja. En ook omdat ek geweet het, die mense vir wie sy lief is, eintlik haar familie, haar bloedfamilie, is almal op so 'n destruktiewe pad dat hulle nie meer hulle is nie meer daar die dag as sy antwoorde soek oor haar verlede nie. Ja. So ek het toe nou 'n bietjie gaan navorsing doen en net begin skryf aan haar storie. En soos wat ek geskryf het, het haar storie nou maar ons storie geword. En aan die einde van lockdown het ek is in daai stadium deur 'n groot operasie, ook ingrypende operasie, en ek was net so gedaan en so in so 'n donker plek in my lewe dat ek toe besluit het, ek gaan Stefans van die Klerksdorp Boekefees het net na lockdown in 2021 het hy 'n skryfkursus aangebied, so 'n naweek werkswinkel, en ek besluit toe ek gaan inskakel om net iets te leer en weer bietjie net uit my eie gat uit te kan klim. Ja. En so die reis toe nou begin, ek het dit wat ek reeds geskryf het aan Rooi Letterkind het ek vir hom voorgelê en hy sê toe vir my, man asseblief, jy moet net hierdie storie klaar skryf. Ja. So ek is toe die eerste, as ek nou sê, of student van die Klerksdorp Boekefees wat gepubliseer het. My boek is die eerste een van ons wat gepubliseer is, en as gevolg daarvan sê hy toe vir my, hulle wil my graag vereer en hierdie kortverhaal kompetisie na my vernoem. Wat 'n groot eer vir my is natuurlik. Ja, dit is 'n groot eer en dis ongelooflik hoe die lewe sy draai maak en 'n mens amper in 'n rigting, jy weet, projekteer. Maar as ons dan praat oor die kompetisie, veral die Sandy Schoeman kortverhaal kompetisie van hierdie jaar. Nou die kompetisie se tema was daar's net een. Nou as net een jy. Nou waarom dink jy is hierdie tema vandag so relevant, Sandy, en waarna het julle spesifiek jy weet gesoek in die inskrywings? Ek en Stefans en natuurlik Salome Coetzee wat ook betrokke is by die leesfees en die kompetisie, ek dink al Stefans het baie sterk gevoel daaroor dat ons in hierdie tyd hoop nodig het. Mense het nodig om hoop te hê en ook mense nodig om, soos Stefans altyd sê, mense moet die seer uit hulle self uit kan skryf. Daar's te veel gebrokenheid in ons wêreld op die oomblik. So die gedagte van die begin af was dat ons 'n tema wil kies wat iets is wat positief is, wat mense positief gaan aanpak en dat daar positiewe, hoopvolle stories daar uitkom, sodat die leser ook
iets kan vind wat positief en hoopvol is. Ja, dis baie goed. En ons leef in so 'n wêreld waar mense regtig, jy weet, daai hoop nodig het en dit is wonderlik om te sien hoe skrywers kan in daai plek indelf en dan eintlik, jy weet, vorendag kom met stories wat weer kan inspireer. Maar Sandy, julle het 'n allemintige 55 kortverhale ontvang, en hoe het hierdie beoordelingsproses verloop? So ek en Stefans en Salome het ons al drie het al 55 kortverhale deurgelees Sjoe, en ons elkeen het ons 10 gunstelinge saamgesit ja, en uit hierdie ons drie se elkeen se 10 gunstelinge is interessant. Van die kortverhale het ons baie sterk almal saam oorgevoel en ander was so uiteenlopend. ja, Iets wat iemand op 10 lys het was nie eers naaste by op myne nie en andersom. En ek glo dat elke ou wat 'n storie lees, weet jy, resoneer mos 'n storie resoneer met jou net so. of resoneer minder met jou. Ja, Praat met jou. Ja. So ons het nou uit daardie finale lys, ons het soos 'n lang lys toe nou aan mekaar gesit en van daar af deurgewerk na 'n kortlys toe van die top 10. ja. Ons praat gou 'n bietjie oor Nanette se verhaal, want Nanette van Rooyen is uiteindelik toe nou gekies as die wenner van die Sandy Schoeman kortverhaal kompetisie. Nou, julle was gaande oor die wenner, oor haar wenverhaal, en haar verhaal se naam was Die Fluistertaal van Blomme. Wat van haar verhaal het vir julle uitgestaan? Jy weet, ja, gesels met my bietjie oor die verhaal. Ja, as ek nou so vinnig moet dink, dan wil ek vir jou sê, in eerste plek het sy interessante, haar woordeskat was interessant Ja, en sy het interessante beelde, haar beelde wat sy gebruik het was interessant ja, en die storie ook. Die storie het mens aangegryp. Dis interessant dat dit voel vir my in die tyd waarin ons lewe nou, gaan alles meer oor die jong mense, oor die jong mooi mense. Maar haar storie gaan eintlik oor 'n tragiese ouer vrou met Alzheimer's ja, en verlies. Dit gaan, jy weet, is geskryf uit die perspektief van die dogter en die verlies wat die dogter ervaar het en dit alles is daar altyd nog hoop. Daar's nog altyd iets moois. Daar's Ja. mooi in die tragiese, jy weet, daar's mooi in goed wat ons eintlik ons kan kies om net te fokus op die hartseer en die donker en die negatief, ja, of 'n mens kan kies om die mooi te gaan soek in so 'n storie. ja. En dit is, sy het dit dan nou, jy weet, reg gekry. Ek het nou die dag met haar gesels oor die storie en waar dit vandaan kom en so aan. En 'n mens kan sommer hoor, jy weet, sy's begeesterd. Dit is dit lê haar na in die hart en ek meen dit kom deur in 'n mens se skryfwerk as iets jou so diep tref. Dit kom verseker kom dit deur en die storie is geskryf met soveel empatie Ja, en begrip. ja. Dit is die ding. Maar Sandy, in die tyd wat jy skryf en betrokke is by die beoordeling daarvan en so aan, wat sou jy vir jong aspirant-skrywers, jy weet, watse raad sou jy vir hulle gegee het toekoms van skryf vir hulle? Ek sou sê in die eerste plek, skryf oor dit wat jy ken. Ja, Moenie gaan skryf oor iets wat jy nie meer vertroud is nie, want ons het nou, soos ons nou sopas gesê het, as jy skryf uit jou eie ervaring uit, dan kom dit deur as authentic, jy weet, mens weet dadelik hierdie persoon het hierdie ding in sy eie bas gevoel. ja, So skryf oor wat jy ken en ek wil net sê, bly net asseblief weg van hierdie kunsmatige intelligensie af. ja, Skryf jou stories, want dit is juis wat mens soek na iets wat uniek is, en ek dink wat kunsmatige intelligensie besig is om te doen, is besig om so gelyke veld te skep en op so generiese storie en alles klink op die ou en dieselfde. ja, Maar as jy 'n unieke ervaring skryf, dis wat mense wil weet en dis wat mense wil lees. ja. Dit is baie waar. En ek het nou 'n gesprek gevoer met 'n musikant en jy weet, die woord kunsmatige intelligensie het ook binne in die gesprek, jy weet het dit na vore gekom. Ek dink dit is iets waarvan ons nie kan wegkom nie, maar ek dink dit is altyd 'n mens se verantwoordelikheid oor hoe lyk hierdie ding in die toekoms? Wat is die kultuur wat ons skep en wat is want ek dink dit kom alles ook terug na integriteit. Die hulpmiddels is daar, maar hoe gebruik 'n ou dit met integriteit? Ek het nou onlangs ingeskryf vir die Woordfees
kompetisie en ek moes skryf of ek wou graag skryf oor 'n tema uit die 1948s, spesifiek oor 'n man wat in die polisie is met die apartheidswette en al daai dinge. En ek meen dit is inligting wat ek nie het nie. Ek het nie daar geleef nie. Ek weet nie hoe dit was nie, maar dit was so lekker om vir die masjien te kon vra watse tipe skoene sou 'n polisieman dra in 1948 en hy kon vir my antwoorde gee. So dit kan 'n hulpmiddel wees wat 'n mens se storie 'n diepte gee, want ek kon toe sê hy uit sy parabellum, jy weet sy parabellums het, jy weet hy in die grond gekap of so iets. So dit kan warmte en dit kan baie toevoeg tot jou storie, maar ek dink dit mag nooit die ding wees wat die storie skryf nie. So ek dink Stem so met jou saam. ja, So met jou saam. Ek is besig nou met 'n radiokortverhaal wat ek skryf en ek skryf oor 'n vrou wat gecatfish is ja, en ek het nog nie so ervaring nee, gehad nie. nee, So ek moes soek en gaan grawe ja, en ek het baie van kunsmatige intelligensie ja, gebruik gemaak om net vir my te verduidelik, hoe werk hierdie mense se koppe? Jy weet, yes, hoe word hulle betaal? ja, Hoe betaal jy hulle nou sonder kom dis een groot scam. presies, So ek stem met jou saam, maar jy moet daai inligting gebruik. ja, Dis soos om navorsing yes, wat ons in die ou dae ja, biblioteek toe gegaan ja, om jou navorsing ja. en dan gebruik dit en jy skryf self. Net so. So nee, ek dink ons gaan nog lekker gesprekke kan hê, veral rondom, jy weet, hierdie tipe van goed, maar Sandy, dit was my verskriklik lekker om met jou te gesels en dankie vir wat jy ook doen vir ons taal en deur middel van hierdie kompetisie en so aan. Die tyd wat jy insit in hierdie tipe van dinge, dit skep 'n platform vir ons skrywers om aan te kan deelneem en ek wil amper sê uit die blokke te kom. So ja, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie en ek wil graag aan my kant sê dankie vir die Klerksdorp Boekefees, Ja, want dis eintlik hulle wat hierdie goed. Jy weet Stefans is so 'n dinamiese mens en ja. hy doen so baie. So maar ek wil vir jou ook dankie sê vir die geleentheid en die blootstelling wat ons kry as skrywers, want mense kan sonder dit kan jy ook maar nie vorentoe beweeg nie, né? Nee, verseker. Maar dankie vir vandag. Dankie vir jou ook, hoor. Nou, ja, dankie Sandy, mooi dag. Tata. Totsiens. Tata.